Hemelse Vader, ons is weer by mekaar. Ons het weer u woord in ons hand. Ons wil die woord oopmaak. Ons wil lees. En ons wil graag verstaan. Help ons deur die Gees. Stuur die lig en die waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, welkom terug by ons volgende lesing in die reeks Gee my die Bybel, net die Bybel. Baie belangrike lesing, dink ek, wat ons vandag met mekaar gaan hanteer, getitel Die dier uit die aarde. Die dier uit die aarde. Ons het nou reeds na die dier uit die see gekyk, en hier is die dier uit die aarde, is die tweede gedeelte van Openbaring 13, die dier uit die aarde. Nou, iemand het by geleentheid opmerking teenoor sy vriend gemaak en vir hom gesê, weet jy, daar is dinge in die Bybel wat ek nie verstaan nie, en dit bekommer my. En die antwoord wat hy toe van sy vriend afkry is die volgende, hy sê vir hom, weet jy, dis nie die dinge in die Bybel wat ek nie verstaan, wat my bekommer nie. Wat my bekommer, is die dinge wat ek wel verstaan. Nou, wil ek ook vandag vir u sê, dis nie daar die dinge wat tot 'n paar jaar gelede vir my onduidelik was nie, wat ek nie verstaan het wat my bekommer nie, maar dis die dinge wat ek nou verstaan. Kom ons doen vandag 'n Bybelstudie uit Openbaring 13, die tweede gedeelte. Ons het reeds die eerste gedeelte met mekaar hanteer by 'n vorige geleentheid. Openbaring 13 van die 11de vers af tot vers 18. Dis daardie gedeelte van die Bybel net voor die 3 engele boodskap, wat ons in Openbaring 14 noem. Nou die 3 engele boodskap is die finale boodskap van God aan die mens op aarde. Net voor dit kry ons hierdie gedeelte. Net voor die wederkoms. Is daar 'n bepaalde gebeurtenis wat as 'n sekere teken van die eindtyd vir ons opgeteken is hier in Openbaring 13. Kom ons lees. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Die laaste vers. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens. En sy getal is 666. Nou wat beteken dit nou alles? Nou ons het ons vorige lesing afgesluit met hierdie teksvers, Openbaring 12, vers 17, een van ons vorige lesings, en die draak was vertorend op die vrou
en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. En nou kom dis Openbaring 12 vers 17, nou kom Openbaring 13, en hy vertel vir ons hoe hierdie draak oorlog gaan voer teen hierdie oorblyfsel kerk van God op aarde. Hy gaan 2 diere oproep om hom in hierdie oorlog teen die kerk van die Here by te staan. En daardie 2 diere is die diere uit die aarde en die diere uit die see. In die eerste plek die diere uit die see en dan ook die diere uit die aarde. Nou, hier die eerste dier, die dier uit die see, wat in hoofstuk 13 vers 1 tot 10 beskryf word, is eintlik makliker identifiseerbaar as die dier uit die aarde. En dit was vir ons duidelik toe ons die studie gedoen het, dat hierdie dier het 11 kenmerke, wat al 11 uit die Bybel uitkom, om as die dier uit die see te kan kwalifiseer. 'n godsdienstige politieke mag wat aan die einde van die dae net voor die wederkoms van Jesus 'n alliansie met die dier uit die aarde gaan sluit. En hierdie dier uit die see het 11 kenmerke. Kom ons kyk weer daarna. Hy kom op uit die 4de koninkryk van Daniël. Hy kom op uit die verbrokkeling van Rome. Hy kom in Europa op tussen die 10 koninkryke, als in Daniël 7 en 8. Ons het die studie saam gedoen. Hy moet 'n godsdienstige politieke mag wees. Hy moet 3 van daardie koninkryke ontwortel. Die geskiedenis het vir ons gesê watter 3 dit is. Hy moet 'n vervolgingsmag word. Hy moet probeer om tyd en tye te verander, sê Daniël 7:25. Hy moet 'n dodelike wond ontvang. Daardie dodelike wond moet genees en hy moet 1260 jaar lank regeer. Openbaring en Daniël het vir ons hierdie 11 kenmerke van hierdie dier gegee. Nou, die hervormers, Calvin, Luther, Knox, Zwingli, Johannes het almal saamgestem dat daar net een mag is wat eintlik voldoen aan al 10 hierdie Bybelse vereistes, en dit is die Romeinse sisteem of die Romeinse mag. Nou, dis belangrik dat ons net weer vandag vir ons iets sê. Ons praat nie van Rooms-Katholieke nie, verstaan ons mooi. Ek praat van die Bybel identifiseer 'n dier, 'n mag, 'n owerheid, 'n regering, 'n koninkryk. Rooms-Katholicisme, die pausdom. En hier is daardie sisteem. Hier is die dier wat verwond is en weer lewendig geword het. Hier is daar die eerste dier, die klein horinkie van Daniël 7 en die dier uit die see van Openbaring 13. Die Vatikaan. Die Vatikaan. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Hierdie tweede dier, die dier uit die aarde, sy identifisering is eintlik 'n bietjie korter. Hier's 'n ander soort mag, hy funksioneer ook anders in die eindtyd. Hy's eintlik uniek en hy het 'n ander soort identiteit en hy kom ook later, hy verskyn later as die dier uit die see. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak. So die voorkoms van hierdie dier en die wyse waarop hy ontstaan, sê vir ons dat hierdie volk of hierdie nasie, wat hier verteenwoordig word, anders is as die vorige koninkryke, die vorige diere wat verteenwoordig is daar in Daniël. Jy onthou, dit was almal roofdiere. Die leeu van Babylon, die beer van Medo-Perse, die luiperd van Griekeland. En al daardie koninkryke of diere het opgekom as die 4 winde van die hemel die see in beroering bring. Nou, ons het gesien dat winde beteken oorlog, see beteken mense, menigtes, volke, nasies en tale. So, hierdie koninkryke het almal opgekom deur oorloë. Maar nou sê Openbaring vir ons, hier is 'n ander een wat opkom. Hy lyk soos 'n lam.
en hy kom op uit die aarde. Met ander woorde, in plaas daarvan om ander koninkryke omver te werp, moet hierdie nasie opkom in 'n gebied iewers wat nie voorheen deur ander magte besit is nie. Hy moet ook vreedsaam opkom, soos 'n lam. Hy moet geleidelik groot word. So hierdie nasie of mag kan nie opkom tussen die oorbevolkte mense menigtes daar in die destydse ou wêreld, die onstuimige see daar in Europa nie. Hierdie nasie sal jy op 'n ander kontinent moet gaan soek. Die see is negatief, maak jou bang, die see skei mense van mekaar, maar die aarde onderhou die mens, die aarde beskerm die mens, die aarde is die plek waar die mense saam aanbid, die aarde help die vrou as sy wegvlug. Die aarde herinner eintlik aan Palestina. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Sê Openbaring 12:16. En die aarde het die vrou te hulp gekom. En die aarde het sy mond opgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Dit herinner eintlik 'n mens aan die Exodus, hoe dat die Here die Rooi See eintlik laat opsluk het, sodat sy volk droogsvoets daar kon deurgaan. Die aarde beskerm, die aarde klink na 'n dier uit geestelike Palestina. Hierdie dier het iets te doen met die ware Israel. Hierdie nasie kom uit die vervolging van die 12 eeue. Hulle kom uit die reformatie. Hulle het weggevlug van die eerste dier na 'n ander land toe. Hierdie is dus 'n wêreldmoondheid wat verrys uit die gebeure van vervolging van die kerk in Europa. 'n moondheid wat godsdienstvryheid verdedig. En hierdie dier, hierdie volk, hierdie mag word 'n wêreldmag. Openbaring 13 sê vir ons dat die hele wêreld sal na hierdie dier luister. 'n volk, 'n nasie wat opgekom het uit 'n ander kontinent as Europa, waar dit nie dig bevolk was nie, nadat hierdie mense weggevlug het van die vervolging van die eerste dier. 'n nasie wat vreedsaam opkom, nie deur middel van oorlog om ander nasies omver te werp nie. 'n moondheid wat godsdienstvryheid nastreef, waar politiek en godsdienst apart van mekaar funksioneer. 'n moondheid wat nie 'n koninkryk is nie, met 'n koning nie, waar mense hulle self regeer, met ander woorde 'n demokrasie. 'n moondheid wat 'n wêreldmoondheid, 'n supermoondheid word. Nou vra ek, wie kan dit wees? Vra enige oningeligte daar buite in die straat en hy sal vir jou sê, daar's net een mag wat kwalifiseer en dit is die Verenigde State van Amerika. Net hulle voldoen aan hierdie vereistes. En nou staan hierdie hypermoondheid, het horing soos 'n lam. Nou 29 keer praat die boek Openbaring van 'n lam, 28 keer verwys dit na Christus, 1 keer verwys dit na hierdie moondheid. So hier is 'n moondheid wat godsdienstig is. En die geskiedenis sê vir ons dat hierdie nasie in 1789 regtig soos 'n lam na vore gekom het, vrede, kalmte, eintlik nie verskriklik oorlog nie. Hy het 2 horings, 2 uitstaande kenmerke, staat en kerk, wat geskei is, individuele vryheid en godsdienstvryheid, 2 fundamentele beginsels ingeskrywe in hulle grondwet in 1789. Maar nou, soos 'n lam, maar nou sê Openbaring 13, hy sal praat soos 'n draak. Sy dade aan die einde gaan wys dat hy eintlik die hart van 'n draak het. Hierdie saggeaarde, godsdienstige, vredelievende land gaan aan die einde van die dae 'n vervolgingsmag word. Hulle gaan ander lande binneval, hulle gaan ander lande se regerings omverwerp, net omdat hulle voel dat hulle het die reg om dit te doen.
Nou wanneer gaan dit gebeur? Wanneer hierdie twee horingskies van die lam na mekaar toe begin groei. Met ander woorde, wanneer staat en kerk begin saamsmelt. Wanneer staatsmag en godsdienstige mag nie meer geskei kan word nie. Die geskiedenis leer vir ons dat waar die staatsmag en godsdienstige mag nie geskei is nie, dit altyd 'n vervolgingsmag word. Nou, Openbaring 13 vers 12 beskryf nou vir ons sy aksies. Luister mooi wat staan hier. En hy oefen al die mag, dis nou die dier uit die aarde, die tweede dier, hy oefen al die mag van die eerste dier. Watter dier is dit? Uit voor sy oë, en hy, die dier uit die aarde, maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Watter dier? Waarvan die dodelike wond genees is. Die Bybel is eintlik baie duidelik, wanneer hy dit op hierdie wyse vir ons stel. Hierdie dier, die dier uit die aarde, oefen al die mag van die eerste dier. Hy doen dit namens die eerste dier. Die eerste dier doen dit nie direk nie. Die tweede dier doen dit in die plek van die eerste dier. En die tweede dier maak dat die hele wêreld agter die eerste dier aanloop. Nou die eerste dier het ons gesien, kan niks anders as die Romeinse sisteem wees nie. Nou wanneer het hy sy dodelike wond genees, ontvang wat genees is? Wanneer het hy daai dodelike wond ontvang? Nou volgens die 1260 dae profesie wat ons saam studeer het, was dit op 15 Februarie 1798. Aan die einde van daardie profetiese tydperk het Napoleon sy generaal Berthier gestuur en hy het die paus om gevange neem, hy het die Vatikaan kom sluit en die pausdom was dood vir meer as 'n eeu. Maar nou staan daar, hierdie wond is genees. Wanneer is hy genees? Hier sit Mussolini en Gaspari, die sekretaris van die kerk, en dis die San Francisco Chronicle van 11 Februarie 1929, wat opskrif het Mussolini en Gaspari sign Historic Roman Pact. Mussolini kom en hy kom gee die sleutels van die Vatikaan vir Gaspari terug. Hy herstel die paus in sy totale mag as hoof van die kerk en hoof van die staat van die Vatikaan, wat 'n staat is, soos enige ander staat in die wêreld wat ambassadeurs van al die lande by hom het. En dan hierdie besondere woorde in die koerant. The Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, healing the wound. Is dit nie insiggewend nie? Ons het dit by 'n vorige geleentheid gesê. Healing the wound. Die wêreldpers haal eintlik Openbaring 13 aan. Die wêreldpers weet dat hierdie wond is nou genees. Die Vatikaan is weer lewendig. Vers 13. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel gaan laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Nou, hier is 'n waarskuwing, liewe broer en suster. Wonderwerke gaan in groot getalle aan die einde van die dae plaasvind. Siekes gaan gesond word, egte wonderwerke gaan plaasvind. Hy gaan selfs vuur uit die hemel laat neerdal. En as die kinders van God nie kan onderskei tussen die geeste nie, gaan hulle mislei word. So wanneer hierdie dinge voor u oë gebeur, maak seker dat dit die Heilige Gees is wat daar werk en nie 'n vreemde gees nie.
Hierdie eindtydverleiding gaan so groot wees dat ons sintuie gaan vasgevang word. En hierdie wonderwerke gaan op die ou end, hierdie tekens gaan net so noodsaaklik vir hierdie mag wees, vir sy gesag, as sy tanks en sy vliegtuie en sy FBI. En hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So die tweede dier doen hierdie dinge in die plek van die eerste dier, ten behoeve van die eerste dier. Die tweede dier is nie die een wat eintlik kom en die oorredingswerk doen in die plek van die eerste dier. Het jy opgemerk, hier gebeur nou iets snaaks. Hier verrys eintlik 'n nuwe speler. Hy verskyn soos die dier. Openbaring 17 praat van hierdie dier met die 7 koppe en die 10 horings. 'n beeld van hierdie seedier verrys nou. En die Satan het verskillende metodes om mense te oorreed. Hy verlei en hy vervals, en as dit nie werk nie, dan is die finale iets wat hy doen is vervolging. En vers 15 sê vir ons, dis hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So die oorreding, die verleiding en wonderwerke is effektief, maar nie almal buig voor hierdie dier nie, en nou bly dit oor, dat almal sal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Vers 16, hy maak ook dat almal, klein en groot en rykes en armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gaan ontvang. En niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So elke mens gaan geforseer word om 'n merk te ontvang. So daar gaan 'n lyn getrek word tussen die aanbidders van God en die aanbidders van hierdie dier. Hulle wat die gebooie van God hou en hulle wat die dier aanbid en sy beeld voor hom buig. Nou, talle gaan hierdie merk ontvang op die voorhoof. Nou, wat beteken dit? Daar is verskillende spekulasies dat daar 'n spesifieke merk gaan wees en dat daar 'n chip gaan wees wat in jou handpalm ingeplant gaan word. Dit gaan waarskynlik gebeur, maar dit gaan nie die merk van die dier wees nie. Die merk van die dier word hier simbolies uitgebeeld. Wat gebeur hier in jou kop? Wat is in jou kop? Wat is hierdie deel? Dit is tog waar jou verstand lê. Dis waar jou wil lê. Dis waar jy jou besluite maak. Met ander woorde, talle gaan hom volg met die merk op die voorkop. Met ander woorde, talle gaan hom volg en ten volle identifiseer met hierdie dier en met sy beeld en met wat hy wil hê gedoen moet word. Ander gaan die merk op die hand ontvang. Nou, wat doen die hand? Die hand is nou maar dit waarmee ons werk. Dit identifiseer, as ek vir jou kom werk, loop ek saam met jou. Ek hoef my nie noodwendig ten volle te identifiseer met jou nie, maar ek stap saam met jou. So, talle gaan die merk op die hand ontvang. En hulle gaan saam loop met hierdie dier. Hoekom? Want hulle gaan nie bereid wees om af te sien van hulle karre en hulle huise en hulle selfone, en daarom gaan hulle eenvoudig maar saam loop. Hulle sal nie kans sien om nie te kan koop en te kan verkoop nie. Die laaste vers, hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Nou daar's verskillende spekulasies hieroor wat die getal 666 presies beteken, sal ons nie heeltemal kan verstaan nie. Ons weet net dat dit die getal van Babylon was. 6 was nog altyd die getal van Babylon. Ons getal is die getal 10, ons werk met getal 10, ons geldstelsel, 10 rand, 100 rand, 1000 rand, alles kan deur 10 gedeel word.
Metrieke stelsel 10 cm, 100 cm. In Babylon was die getal 6. 6. Nou wat beteken dit? 6, daai beeld van Nebukadneser, hoe hoog was hy? 60 L. Hoe breed was hy? 6 L. 6 is ook 1 minder as 7. 7 is die getal van volledigheid. 6 is 1 minder as dit. 6 is die helfte van 12. 12 is die getal van volledigheid van God se kerk. 6 val kort van 12. 6 is die dag waarop die mens geskape is. En ook die slang. Die getal 6 roep Babylon eintlik weer op. 666 sê eintlik vir ons dat die werk van Christus gaan vervals word. In hierdie laaste groot konflik gaan alle bystand afgesny word van hulle wat loyaal wil bly aan God. 6 het iets te doen met die getal van die mens. Het iets te doen met die menslike in plaas van die goddelike. Dit het iets met hierdie wêreld te doen in plaas van met die wêreld wat kom. Die 6 het iets te doen met die aarde in plaas van met die hemel. Met Babylon eerder as met die nuwe Jerusalem. Die man van sonde eerder as die man van geregtigheid. En Satan het hierdie getal 6 gekies om eintlik na homself te verwys as die een wat in beheer is van hierdie aarde wat in 6 dae geskape is. Nou, waarvan praat ons as ons van al hierdie goed praat? Oor hierdie getal 666 en wat gaan gebeur? Hier staan, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Kom ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Hier is George Bush Senior. 18 Februarie 1991, hy staan voor die Verenigde Nasies, hy sê, it is a big idea. A new world order, where diverse nations are drawn together in a common cause. And only the United States has both the moral standing and the means to back it up. So wat sê hy? Hy sê, hier kom 'n nuwe wêreldorde op die aarde. Aanvaar dit, hier kom 'n nuwe wêreldorde. En net Amerika het die geld en die morele stand om hierdie nuwe wêreldorde te lei en in stand te hou. Die morele opset. En dan kom die koerant, die wêreldse koerant, en hy sê, to George Bush Jr. herkies word, how moral voting ensured victory for George Bush. Die morele stem het hom ingebring. En die koerant sê, Los Angeles Times National Survey found that more than half of the voters for Bush cited moral issues as the principal reason for their support. They were more important to his supporters even than terrorism. Met ander woorde, dit was toe nooit die Twin Towers wat geval het nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit was 'n morele stem. In ons eie koerante, George Bush spits hom toe op sy konservatiewe Christelike steunbasis, die sogenaamde evangelical Christene. Die Christelike koalisie, wat op grond van geloof en niks anders nie stem nie, kan vanjaar in die grootste getalle ooit stem, het hulle gesê. Die Republikeine werk nou saam met die kerk om hulle in groot getalle by die stembus te kry. En hier kom die wêreldse koerant en hy sien iets raak. Verbasend hoe die wêreld dikwels sien wat die kerk nie sien. Kerk se oë is toe. Church and state merge under Bush. Dat die wêreld dit moet raak sien. George Bush Jr., the best way to honor Pope John Paul II, truly one of the great men, is to take his teachings seriously, to listen to his words, and put his words and teachings in action here in America. This is a challenge we must accept.
Wat het die Bybel gesê? Hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy. Hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Toe die paus sterwe, die vorige paus, twee pause terug, Johannes, toe is die wêreld weer reg, die grootste kerkpolitikus van sy tyd. Hy was nie net 'n kerkman nie, hy is ook 'n politikus. Die Vatikaan is 'n staat. Nou die vreemde is, dat daar geen Amerikaanse president kom en eintlik sy werk aanvaar, as hy nie eers na die paus toe gegaan het nie. Eisenhower, jare terug, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, elke een om een of ander rede moet nou na die Vatikaan toe gaan, of moet die paus sien. Reagan en sy vrou, en jy sal merk as die vrouens saamkom, dat hulle 'n mooi swart doekie oor die kop. George Bush Senior, George Bush Junior, hier gee hy 'n beeld van Maria aan die paus. George Bush en sy vrou, by paus Paulus II. Vladimir Putin en die paus. Nou vra ek, wat het kommunisme en Rooms-Katholicisme in gemeen? Hoekom is dit nodig dat die leier van kommunisme in Rusland na die paus toe moet gaan? Obama en die paus saam met sy vrou. Reagan, weer 'n keer. Time kom en hulle sê hier's 'n Holy Alliance. Hulle praat van 'n Holy Alliance tussen Amerika en die pausdom. Hier kom Gorbachev en paus Johannes en Gorbachev kom gee die boeke van kommunisme terug aan die paus. Nou, hoe werk dit nou? Wat het daar gebeur? Al die paus het vir Gorbachev en vir Reagan gesê, ek ontmoet julle op 'n skip op die Middellandse See, en toe hulle van die skip afklim, toe gaan Reagan en hy gaan staan voor die Kongres en die Senaat en hy sê, kommunisme is verby. En Gorbachev gaan na die Kremlin toe en hy gaan staan voor sy mense en hy sê, kommunisme is verby. Kan u onthou, die van u wat nou al 'n bietjie ouer is, wat 'n rol kommunisme in ons lewe gespeel het? Dit was hierdie verskriklike ding waarmee ek groot geword het, die grootste vyand wat jy aan kan dink. En ons het ons kinders opgestuur hier in die noorde in Angola in om die honderde en duisende doodgeskiet te word. Hoekom? Oor kommunisme. En ewe skielik binne 2 weke. Binne 2 weke is kommunisme verby. Hoekom? Die tyd vir kommunisme is verby. Ons het kommunisme nie meer nodig nie. Ek kom gee die boeke vir jou terug. Hier is die paus met die wêreldleiers. Daar is hy met Fidel Castro. Yasser Arafat. En die moslims. Wat het Rooms-Katholicisme en Mohammedanisme met mekaar te doen? Wat? Alles, my liewe vriend, alles. Japan, Israel, Engeland, Nederland.
Clinton, albei, sy het nou amper president geword, saam by die paus. Hoekom is dit nodig dat hulle so toe gaan? Indië, die Gandhis, Japan, Fidel Castro, die grootste kommunistiese leier wat oorgebly het in die wêreld, Prins Albert van Monaco, die koning van Spanje, buig en soen die hand van die paus. Prins Renier, Pik Botha en F.W. de Klerk. Nou wat het Pik Botha en F.W. de Klerk by die paus gaan maak? Wel, hy sê hy was 5 keer daar, en dan sê hy wat gebeur het. Hy het versoek dat alle politieke gevangenes onder wie Mandela vrygelaat word, en gesê so besluit sal deur die hele beskaafde wêreld verwelkom word. Die tyd vir Mandela om in die tronk te wees is nou verby. Gaan terug na jou land toe, gaan sê dit vir jou mense. Die geskiedenis ken ons. En toe ons eerste presidente verskyn, wat gebeur? Gaan eers na die paus toe. Elke een moet by hom uitkom. So ook was P.W. Botha daar. Aartsbiskop Desmond Tutu. Waar staan die Hindus? Dink jy? Waar staan hulle? Luister. Luister wat sê die Dalai Lama. We must also hope that the Pope will come before the year 2000 to the United Nations, speak for all the religions of the planet. Hy moet namens al die godsdienste van die wêreld moet hy praat. Hy is die hoof van alle godsdienste op die aarde. And give the world the religious view of how the third millennium should be a spiritual millennium. Hitler en die paus. Wat soek Hitler by die paus? Wel, as jy Israel besoek en jy besoek die Israel Monument, Israel Museum, die spesifieke museum daar, oor die Tweede Wêreldoorlog en wat daar gebeur het, dan hang daar 'n foto van hierdie paus, so teen die muur, en al wat onder daai foto staan is, he never opened his mouth. Vir al die jare van die oorlog het hy nie sy mond oopgemaak nie. Hoekom nie? Want Hitler was by hom. Margaret Thatcher, toe op daai stadium die beroemdste en die magtigste vrou van haar tyd. Duitsland. Koningin Elisabeth, dis hoe ons haar ken. Wanneer jy haar op die voorblaaie van tydskrifte sien, dis hoe ons haar ken. Dis hoe sy lyk wanneer sy na die paus toe gaan. Netjies aangetrek in 'n swart rokkie met 'n swart doekie op. So wie is die baas? Selfs nou, as die monarg wat vir die langste tyd nog ooit die koningshuis besit het, moet sy na hom toe gaan, wanneer hy vir haar vra om te kom. Hier sit hy op 'n stoel van egte goud. Nou ek het nou vrede daarmee. Hulle het in elk geval soveel goud dat hulle dit kan doen. Hulle kan meubels van goud maak. Waarskynlik het hulle van die meeste fisiese goud van alle lande in die wêreld. Hy kan daar sit, maar as hy op hierdie stoel sit, as hy op hierdie troon sit, dan het ek 'n probleem. Ek het 'n geweldige probleem wanneer hy hier sit, en net om seker te maak dat dit nou nie gefotoshop is, soos jong mense sê nie. Hier is dit CNN live. Sit hy op hierdie troon met die onderste bo kruis, wat is?
wat die kruis van Satan is. Die sataniese kruis. Hier is 'n sataniese tempel. Daar is die kruis. Hier lê die kopbene. En hy sit op daai troon. Dan het ek 'n werklike probleem. Wie aanbid hy regtig? Hier is die nuutste troon in die Vatikaan. Niemand weet wat daar aangaan. Time. Man of the year. When he talks, it's not only to his flock of nearly 1 billion, he expects the world to listen. Op die eiland van Patmos. Dis hoe dit lyk wanneer hy beweeg. Wat het die skrif gesê? Die hele wêreld sal agter hom aanloop. Dis hoe die Vatikaan lyk. Wanneer hy 'n toespraak hou. Hier is 'n week voor sy dood. 'n hele uitgawe van Newsweek net aan hom gewy. Toe hy te sterwe kom, 'n hele uitgawe van Time net aan hom gewy. En 'n hele nuwe uitgawe van Newsweek net aan hom gewy. En die wêreldpers sê, the funeral of Pope John Paul today has drawn the biggest gathering of the powerful and the humble in modern times. 4 kings, 5 queens, at least 70 presidents and prime ministers, and more than 14 leaders of other religions are attending alongside what the Vatican expects to be more than 2 million of the ordinary faithful. Nou, dit was nie 2 miljoen nie, dit was toe 4 miljoen. Dis hoe die Vatikaan daai dag gelyk het. En hier lê hy, en kan die reaksies sien. En hier, waar hy in staatsie lê, sien ons vir George Bush, sy vrou, sy pa, Clinton, Condoleezza Rice. Wat doen hulle daar? Hulle staan op hulle knieë voor die lijk van die paus. Die dier uit die aarde op sy knieë voor die dier uit die see. En toe kom die nuwe paus. En Time met die hele uitgawe net oor hom. En hier kom hy uit en dieselfde gebeur. Die hele wêreld. Hier gaan hy na die Rock of the Dome toe, loop hy saam met Islam. Hier is hy by die professor van Islam teologie. Hier staan hy in die Istanbulse moskee. En hier sê hulle, buig hy na Mekka toe, soos wat hulle doen, in gebed, die paus. So wat het Rooms-Katholicisme en Islam met mekaar te doen? Alles. So lyk die blou moskee in Istanbul. Hier soen die paus die Koran. Die Koran van Islam. Nou vra ek, as ek nou hier voor u staan en ek vat hier die Bybel van my, en ek soen hom so voor u, sê ek iets? Is ek besig om 'n boodskap vir jou te gee? Ek dink so. Ek dink baie beslis so. As hy die Koran soen, wat sê hy? Wat sê hy? En toe kom die nuwe paus, Paus Francis, die eerste, die agtergekom dat hy die eerste is. Daar was nie 'n vorige, al die ander pause is die 10de of die 12de of die 16de. Hier kom 'n man, hy kies vir hom naam, self die naam Francis, die eerste. En daar is die Vatikaan nog voordat hy gekies is, so lyk dit. Voordat daar die wit rook nog uitkom en hulle sy verkiesing openbaar maak. Paus Francis die eerste. Nou, ek het die aand geluister op CNN, toe hy nou gekies is. En hulle het bespiegel oor waar hy nou hierdie
naam vir hom kry. Francis die Eerste. En baie mense het gesê dat dit kom van Francis van Assisi af, een van die kerkvaders. En hy nou sy beleid gaan neem van Francis van Assisi om na die armes om te sien. Hy wil nie 'n kar hê nie, hy wil nie 'n pauslike voertuig hê nie, hy ry liewer in die gewone busse rond. Hy wil ook nie 'n groot huis hê nie, hy bly in 'n woonstel. Maar snaaks genoeg, daai aand sê hulle, dat hy is die eerste geordende Jesuïet wat paus word. Nou wie is die Jesuïte? Die Jesuïtiese orde is gestig deur Ignatius Loyola, net na die hervorming. En die doel van die Jesuïtiese orde is die vernietiging van protestantisme. Dis die weermag van Rooms-Katholicisme, dis die weermag wat deur die eeue die vervolgings gedoen het, die Waldense gedood het en gejaag het in die berge in, die Jesuïtiese orde. So, hierdie paus het sy naam gevat as Francis die Eerste. Nou saam met Ignatius Loyola was daar 'n kamermaat van hom, wat die mede-stigters was van die Jesuïtiese orde. Raai wat was sy naam? Francis. So het hierdie paus sy naam gevat van Francis van Assisi, of het hy sy naam gevat by Francis, die stigter van die mede-stigter van die Jesuïtiese orde. Hier is die eed wat hy afgelê het, die dag toe hy georden is. Dit is 'n baie lang, jy kan dit gaan kyk op die internet, dit is 'n baie lang bladsye vol. Hier is een paragraafie wat hy beloof het, wat hy gesweer het, die dag toe hy georden is as 'n Jesuïet. I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and liberals. So laat ons nie in 'n illusie lewe nie. My liewe vriend, vriendin, hierdie man bedoel wat hy sê. Daar is die Jesuïtiese skildery, daar sit George Bush saam met die paus. Hier is Ignatius Loyola. Die heel eerste ding wat hierdie paus te doen toe hy verkies is, hy gaan staan voor die beeld van Moeder Maria en hy vra haar om in te tree by die Vader. Sy is die middelaar tussen hom en die Vader. En hy draai om en wie is die eerste? Hier kom die wêreldleiers. Hier is hulle almal weer. Hier kom hulle weer. Een na die ander. Hier kom Rusland ook weer. Hier ontmoet hy die patriarg van die ortodokse kerk, wat weggebreek het van Rome af in die 1ste eeu al. So vir 2000 jaar is hulle vyande van mekaar. En hy het besluit, hy gaan dit nie langer duld nie, hy gaan haal die man, hy gaan hulle terug inbring onder die sambreel. Hy sê saam met die Armeniërs, en dit is sy roeping in die laaste jaar of wat, hy is besig om na al die kerkgenootskappe toe te gaan, want almal moet onder een dak kom met een hoof. En raai, wie is daar die hoof? Saam met die Russiese patriarg, saam met die Lutherane. Het jy geweet dat die Lutheraanse kerk in 1995 het hulle die paus om verskoning gaan vra, amptelik om verskoning gaan vra, dat Luther die vermetelheid gehad het om die hervorming te begin. En die Methodiste kerk
het dit in 2005 ook gaan doen. En daarom ontmoet hy hulle, die Methodiste kerk, wat nou deel is van daardie familie onder die sambreel. Hier sê by Israel, hier weer by die Dome, ontmoet hy hulle, die hoof van die kerk, hier is die rabbi, die hoofrabbi van Israel, wat by hom is, hier daar die patriarg, hier loop hy met twee van hulle na die muur toe, om hulle briefies in te druk. Hier het hy 'n Roomse, verskoon tog, hier het hy 'n Joodse rabbi, en 'n moslim imam, en hy het hulle bymekaar, hy gaan die twee, die Jode en die moslims, weer met mekaar laat versoen. So dit is duidelik wat sy eie opdrag is, wat hy gaan doen. Hier lees hulle vir hom uit die Koran uit, en hier is hy in die Istanbulse moskee, en lê op sy maag, bid hy na Mekka toe, binne in die blou moskee. Wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? Is ons oë oop? Verstaan ons die boodskap wat hy besig is om te dra? Wat het die Bybel gesê? En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. En hier gaan hy, I'm coming, hier kom hy gaan na Amerika toe. Vir die eerste keer in die geskiedenis kom 'n paus vir 'n amptelike besoek na Amerika toe. Hoekom? Omdat hy baie spesiale iets daar wil gaan doen. En die hele wêreld moet daarvan weet, hy kom. Hier klim hy van die vliegtuig af. Onder staan Obama en sy vrou vir hom in wag. Klim hy uit sy vliegtuig uit. Hier is Obama se kar. Hulle noem hom the Beast. Sommige mense sê 'n missiel kan nie eers deur daai kar gaan nie. Hier is die paus se kar. Die vensters is nie eers toe nie. Hy waai vir almal. Niemand gaan hom probeer iets aan doen. Dink jy hy gee 'n boodskap? Dink jy hy sê iets toe hy daai karretjie saambring? Om amptelik mee in te ry in Amerika? Ek dink hy sê iets. Hy sê beslis iets. En hier is hy saam met Obama, en hulle ry saam, en hier gaan hy uit buite toe, en nou moet jy sien, as dit nie 'n vorm van aanbidding is nie, dan vra ek u, wat is? En nou moet jy verstaan, dis nie Rooms-Katolieke, jong mense en kinders hierdie wat hom so aanbid nie. Dit is protestantse jong mense, protestantse kinders, protestantse volwassenes. Wat het van protestantisme geword? En geen wonder dat hy onlangs eintlik kon in soveel woorde verklaar dat protestantisme verby is nie. Dat protestantisme dood is nie. As dit nie 'n vorm van aanbidding is nie, wat is? Hier is hy by die Senaat en die Kongres, vir die eerste keer 'n paus wat al twee die huise van Amerika kon toespreek, wat die reg gehad het om dit te doen, daar spreek hy hulle toe. Hier bedien hy nagmaal. En hier gaan hy uit op die stoep en hy gaan nou nagmaal ook bedien vir wie? Die mis vir die protestante wat daar buite staan. Hier sê hy by die Twin Towers se monument. Sit hy saam met al die leiers van die verskillende godsdienste. En hier sê hy totsiens. Hy gaan terug. Wat probeer hy sê, my broer en suster? Wat probeer hy sê? Hier is 'n troon daar in
die Vatikaan. Hulle het baie trone. Daar sit hy op daai ene. Daar's nog een daar. Daar's nog 'n troon daar. Onthou jy toe ons die heiligdom hanteer het? Het ons gepraat van die troon van God. Die troon van God wat agter in die allerheiligste was, daar tussen die twee engele, die twee gerubs, wat die troon beskerm. En as jy Openbaring 5 lees en jy lees die troonkamer se toneel, dan staan daar, die troon van God word beskerm, omring deur twee engele, twee gerubs en 4 lewende wesens rondom die troon. Wil jy sien hoe lyk sy nuutste troon? Daar is hy. 2 gerubs, 4 lewende wesens. Wat is hy besig om te sê? Wat is hy besig om te sê? En daarom kan hy 'n extraordinary Jubilee, Year of Mercy, 'n Jubilee Year uitroep, tussen Desember die 8ste en November die 20ste 2016. Roep hy hierdie jaar van genade uit. En wat sê hy? Pope Francis said Tuesday that all priests will have the ability to forgive the sin of abortion during the year of mercy only. Maar hier kom hy en hy sê, van daardie datum af, tot die 20 September volgende jaar, het alle priesters die mag om vrouens te vergewe vir die sonde van aborsie. Hoekom kan hy dit sê? Want hy sit op hy troon. Hier is Kennedy en Nixon saam by kardinaal Spelman. Elke keer as daar 'n nuwe verkiesing is, dan staan die 2 kandidate saam met die biskop of die kardinaal. En die man glimlag gewoonlik so breed. Hoekom glimlag hy so breed? Wat daar tussen ons staan, weet jy wat? Hy sê eintlik vir hulle, weet julle wat? Dit maak eintlik nie saak of jy wen nie, en dit maak eintlik nie regtig saak of jy wen nie. Dit maak nie saak nie. Ons gaan aan met ons agenda. Hier is die Supreme Court, die hoogste gesag, die hoogste regbank in Amerika. 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katholieke. 2 Jode en 1 episkopaal. 2010. Katholieke. 2 Jode, 3 Jode. Waar is die protestante in daai regbank? 2017. Jood. Die res almal katholiek. Hierdie man Kennedy, oud, hy is nou vervang. Met wie? Brett Kavanaugh. So pas aangestel deur Donald Trump. Wie is hy? The biggest religious contingent of the Supreme Court is Catholic. Chief Justice John Roberts, Catholic. Justices Thomas, Alito, and I. Even the man, die nuwe man, may replace Anthony Kennedy, die ou man, he is Catholic. He's Catholic too. En dan sê daai selfe webwerf, and he's only 53, which means he could serve on the High Court for a very long time. So wie dink u gaan Amerika vorentoe die pad wys? Wie dink u? Wie dink u?
Daarom gaan Donald Trump gaan ontmoet die paus, sy toer, voordat hy amptelik sy 100 dae verby is. Ek het gewonder of hy gaan, toe gaan hy. Eers voordat hy begin. Hier is hy en sy vrou, kyk hoe netjies is hulle nou aangetrek, wanneer hulle voor die paus verskyn. En hier sê Donald Trump eintlik wat hy wil sê. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church. They have been hostile to Catholics. They have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. Billy Graham en die paus. Daardie magtige evangelis, wat, toekom is dit nodig dat hy by die paus moes gaan draai. Pastoor Justus Du Plessis, die hoof van die apostoliese geloofsending in Suid-Afrika, by die paus. Nou net om seker te maak dat ons nou nie hierdie goed met ons duim uitsuig nie. Hier is 'n klein filmpie waar die paus 'n ekumeniese vergadering byeengeroep het en die godsdienste van die wêreld genooi het om na hom toe te kom. Hier's 'n man wat aankondigings doen en elkeen kom buig voor hom en luister net na die name van die kerke wat gekom het om voor hom te kom buig. Years ago, reading his theology was always quite stimulating, but it's a whole different experience. Here he is now, entering a St. Joseph's parish. Most Holy Father, may I present Archbishop Demetrius of America, Primate of the Greek Orthodox Church in the United States, and a very, very dear friend of the Archdiocese of New York. Your Holiness, may I present Archbishop Kayang Barsamian, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. Your Holiness, may I present Archbishop Viken Akashian, the Legate and Ecumenical Officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and President of the National Council of Churches in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Donald McCoy, representing the presiding Bishop Mark Hansen of the Evangelical Lutheran Church in America. Your Holiness, may I present Bishop Jeremiah J. Park, Bishop of the New York Annual Conference of the United Methodist Church. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York.
Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present Reverend Jimmy Song Jilim, Executive Director of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. Het u gehoor? Baptiste, Methodiste, Lutherane, Presbyteriane. Nou, daar was een groep wat nou nog nie onder die sambreel was nie, en dis die charismatiese gedeelte in Amerika, en daar was 'n man wat besluit het, dis tyd dat hy die paus moet kry om saam met hom te gaan en eintlik hierdie groep ook nader te bring. Tony Palmer is sy naam, ook 'n biskop. Dink van die Anglikaanse kerk, en hy het besluit dat die paus en hy so iets moet doen. En hulle het geskyp en die paus het 'n boodskap, hy het eers 'n klompie woorde gesê, hoor hoe praat hy oor die hervorming, en hy praat van Luther se protes, en hoe die hervorming verby is, en dan uiteindelik gee die paus geleentheid om 'n paar woorde te sê, en die boodskap van die paus is eintlik maar net die boodskap dat Josef het 'n probleem gehad met sy broers wat hom verkoop het, maar uiteindelik moes die broers van Josef maar teruggaan, om brood in die hande te kry, moes hulle terug aan Egipte toe. En hy nooi eintlik die hele wêreld om terug te kom onder hierdie sambreel, sodat hulle weer brood kan kry. En Kenneth Copeland, wat die leier is en wat dit georganiseer het, hy praat dan en hy bedank die paus en hy bid vir die paus en hy praat sommer in tale ook by die geleentheid. Kom ons luister. I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, 2 churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. 3 churches in 1,500 years. 3 denominations, not 3 churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory. If you accept that Christ is living in me, and the presence of God is in me, and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Because most of your fear is based on propaganda. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here, because I challenge my Protestant
pastor friends, if there is no more protest, how can there be a Protestant church? Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. Una lunga strada di peccato comunitario, nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto, e pregare al Signore perché ci unisca tutti. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege, bo fredino kindashe, stelebero como blavadero. I want you to video a message back. Come up here, and let's do it this way so he can see this whole congregation. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 So die logiese vraag ter afsluiting, wie gaan staande bly? Wie gaan staande bly? Weet jy, liewe vriende? Net Daniel en sy 3 vriende gaan staande bly. Hulle gaan so vas staan in hulle geloof, hulle gaan so opreg wees en so eg wees dat niks en niemand hulle voor die beeld van Nebukadneser kan laat buig nie. Want uiteindelik gaan net die ware en die egte staande bly. Hulle gaan nie ingee nie, gaan nie buig nie, gaan nie die merk ontvang nie, gaan nie hulle medegelowiges verraai nie, gaan as God se oorblyfsel kerk staande bly, hulle gaan mekaar onderskraag, hulle gaan mekaar beskerm, hulle gaan mekaar waarsku, hulle gaan mekaar dra. Hulle gaan mekaar lief hê, hulle gaan mekaar omarm, hulle gaan mekaar vertrou, hulle gaan vir mekaar bid, hulle gaan mekaar se voete was. Maar daar's net een manier waarop dit kan plaasvind. Die Heilige Gees moet weer soos by Pinkster kragtig sigbaar word in God se kerk. Want sonder die Heilige Gees sal ons nie kan weerstaan wat kom nie. Net die krag van die Heilige Gees gaan maak dat ons nie buig nie. So die vraag ter afsluiting van hierdie lesing is die vraag, is daar genoeg ruimte in my lewe? Is daar genoeg ruimte in my hart, in my binneste, in my tyd, sodat die Heilige Gees in sy volheid in my kan kom woon? Sal ek daai deur van my huis
kan toesluit, of sommer ooplos, en daar uitstap net met die Heilige Gees. En alles, ook my selfoon, daar los. In Spanje hou hulle jaarlikse besondere tradisie. Mense kom in hulle duisende in die straat en op die stadsplein by mekaar en dan tree die een op, hy sing, die ander een doen 'n gedig, die ander speel 'n spesifieke instrument. En dan uiteindelik word daar 'n wenner aangewys en die word aangewys deur die klap van hande. En dis een van die grootste eerbewyse wat in Spanje jou kan toeval. Hulle word eintlik so staatshelde verhef soos die sportmanne in ander dele van die wêreld. Die persoon wat derde eindig, ontvang 'n roos van egte silwer. Die persoon wat tweede eindig, ontvang 'n roos van egte goud. En die wenner ontvang 'n roos, 'n egte roos, wat nou net van 'n boom afgepluk is. Mag die Here gee dat daar geen twyfel sal wees oor die egtheid van jou en my geloof wanneer daardie dag kom. Mag die Here ons help. Hemelse Vader, 'n moeilike lesing, maar Here, U het dit vir ons opgeteken in die woord, en daar's 'n rede waarom dit daar staan, sodat ons wat ons self voorberei vir die wederkoms sal weet wat op die oomblik rondom ons op hierdie aarde plaasvind. Maak ons oë oop, ook ons geestelike oë, Here, dat ons kan sien, sodat ons nie verblind sal word nie, sodat ons nie mislei sal word nie. En vat ons saam asseblief, Here. Vat ons saam na die hemelstad. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.